Goeiedag, ek is Dominee Stefan en vir die volgende 6 weke gaan ons 6 stories lees van bote in die Bybel wat vir ons iets vertel van God wanneer die golwe groot raak. En ek het 'n baie spesiale gas saamgebring vandag vir julle en hy gaan vir ons 'n bietjie meer leer, ou kaptein Kobus, oor waaroor boordvaart gaan en hy het 'n paar kenners op die veld ook wat hy hierdie week saam met ons genooi. En jy het baie welkom vir kaptein Kobus. Ag baie dankie Stefan, dis 'n voorreg om my kennis ook met julle te kom deel vandag. En voordat ons op ons skip gaan klim, die Newton Park, gaan ons saam eers leer wat is die reëls op hierdie skip, sodat ons almal 'n veilige en 'n lekker reis saam kan hê. So ek vra dat jy nou so bietjie sal opstaan, ons gaan vir Stefan vra om eers te verlaat, dankie Stefan, jy kan maar eers gaan, en dan gaan ons 'n kaptein Kobus het gesê oefening doen. So asseblief staan op, dan gaan ons 'n bietjie die reëls saam speel. Daar is 'n paar reëls wat vir ons belangrik is wanneer ons hierdie boordreis gaan saam hê, en ek gaan vir julle so 'n bietjie paar reëls verduidelik. Die eerste is dat ons 'n paar seeterme moet aanleer. Daar is 2 terme wat vir julle belangrik is op hierdie stadium, en dis stuurboord en bakboord. Stuurboord is natuurlik aan die regterkant van die boot, so wanneer ons sê stuurboord, dan moet jy regs spring. So spring saam met my saam, stuurboord, bakboord, kaptein sê bakboord, en dan spring ons almal links. Bakboord! Die volgende paar reëls is eintlik baie eenvoudig, en reëls wat julle maklik onder die knie kan kry, want ons gaan dit baie moet oefen ook, is hys die seil op, of hys die seil af, dan skrob die dek, baie belangrik een, was dit, skrob het, die laastes is man oorboord en sak die anker. Dan moet jy, as ons sê man oorboord, jou hand voor jou mond sit en jou neus toeknyp en spring. Man oorboord, wanneer ons sê sak die anker, is dit 'n maklike een, is amper soos om 'n visstok in te gooi ons die anker en ons sak dit af met die tou. Ons gaan seker elke week hierdie moet oefen, so hoop julle is reg en opgewarm, laat ons daai litte loskry. So ek gaan sê kaptein Kobus sê, en dan volg julle die reëls. Is julle reg? Kaptein Kobus sê, stuurboord, spring regs. Man oorboord. Hys die seil, bakboord, stuurboord, man oorboord. Ok, ek gaan nou oorgee aan 'n baie bekende boordvaartkaptein wat sy storie vir ons gaan vertel, oom Noag. Baie welkom oom Noag, hy gaan vir ons sommer net kortliks verduidelik wat in sy storie gebeur, waarna ons weer gaan luister na Dominee Stefan. In die tyd toe ek op die aarde geleef het almal slegte dinge om my gedoen. Mense was oneerlik, het gesteel en mekaar vermoor. God het baie hartseer geword oor al die verkeerde dinge wat op die aarde gebeur het. Oral waar hy gekyk het almal gedurig slegte dinge gedink en gedoen. Hulle het gekies om weg te draai van God af. God was so hartseer om te sien hoe verkeerd die mense geleef het, dat hy jammer was dat hy die mens gemaak het. Hy het besluit om almal te laat doodgaan, ook die diere en die voëls. Van al die mense op die aarde was ek die enigste persoon wat naby God geleef het. Net ek was aan die Here God getrou en het hom gehoorsaam in alles wat ek gedoen het. God het vir my gesê dat hy 'n groot vloed oor die hele aarde gaan stuur om alles te vernietig. God het besluit om my lewe te spaar en ook die lewens van my vrou en my 3 seuns.
Sem, Gam en Jafet, en hulle vrouens. Om my gesin veilig te hou, het ek gedoen presies wat God my beveel het om te doen. Ek het 'n boot gebou, 'n baie groot boot. God het gesê dat die boot 135 meter lank, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog moes wees. Die boot moes 3 verdiepings met verskillende vertrekke hê en ek moes dit van binne en buite met teer verseël sodat dit nie lek en water inlaat nie. Dit moes 'n deur aan die een kant hê. Ek moes ook genoeg kos saamvat, nie net vir my en my gesin nie, maar ook vir al die diere en voëls van elke soort wat God wou red en wat saam met my op die boot moes gaan. Ons moes genoeg kos hê om vir almal ongeveer 'n jaar lank in die boot aan die lewe te hou. Ek het presies gedoen soos God my beveel het. Ek en my seuns het gesaag en getimmer en gesaag en getimmer. Toe die boot uiteindelik klaar was, het God 'n mannetjie en wyfie van elke soort dier na die boot gestuur. Van sommige van die diere en van al die voëls het hy 7 pare gestuur. Makdiere, wilde diere, klein kruipende diere, vleiende insekte en voëls het na die boot toe gekom. Toe ek en my gesin en al die diere binne in die boot was, het God self die boot se deure agter ons toegesluit. Dit het vir 40 dae en 40 nagte lank gereën. Water het selfs van onder die aarde uitgebars en boontoe geborrel. Die water op die aarde het gestyg en die boot het al hoër en hoër van die grond af opgelig. Dit het so baie gereën dat die water 7 meter bo kan die hoogste bergtoppe gestyg het. Die boot het egter veilig bo op die water gedryf. Toe die reën uiteindelik opgehou het en die water begin sak, het die boot bo op die berg Ararat vasgesit. Ons en al die diere het egter nog vir baie maande lank in die boot gebly, voordat die aarde droog genoeg was vir ons om uit te klim. Nadat die water uiteindelik gesak het, en ek en my gesin uit die ark kon gaan, het ek 'n altaar gebou en vir die Here 'n offer daarop gebring. Toe ons opkyk in die wolke, sien ons die mooiste boog van verskillende kleure, geel, rooi, pers, groen en blou. God het 'n reënboog in die wolke gesit, as die teken dat, al het hy geweet die mens gaan weer sonde doen, hy nie weer almal in 'n watervloed sal laat doodgaan nie. Baie dankie, kaptein. Hierdie storie van Noag kan julle gerus gaan lees in Genesis 6 tot 9 vers 17. Kom ons bid ook saam, dan sê ons vir die Here dankie dat hy op hierdie manier ook homself kom openbaar vir ons uit sy woord uit. Here, wees met ons nou wanneer ons saam die woord interpreteer, dat ons regtig u stem sal hoor en so ook iets van u kan ontdek. Amen. Ek wil sommer net vinnig met julle 'n paar goed deel oor die agtergrond, die struktuur, die verloop van die verhaal en dan die boodskap wat ek dink die verhaal vir ons deel vandag ook. Nou wanneer ons kyk na die agtergrond, is hierdie 'n baie komplekse verhaal en ons 'n klomp gesprek rondom Genesis as ook oor die Noag verhaal. Maar wat vir my so besonders is van hierdie verhaal is dat dit geskryf word in 'n tyd wat dit regtig baie sleg gegaan het met Israel. Hulle was in ballingskap in Babylonië en ons vermoed dat die skrywers daar gesit het en gekonfronteer was met die seer en die onduidelikheid van ander gelowe en ander volke. En dat hulle in hierdie tyd probeer sin maak het van hulle eie geloof en van wie hulle is as 'n volk. En hier hoop ek klink dit al reeds vir julle bekend as mens kyk na die tyd waarin ons is vandag. Dis uit hierdie gebroke omstandighede wil ek so of kom sê, hierdie absolute kwesbaarheid wat die verhaal dan sy waarde ontdek. Hierdie skrywers kom skryf dan 'n verhaal waarin 'n patroon raak gaan sien kan word. En dit kan eintlik reg deur die Bybel getrek word. Mense sou kon sê dis die goue draad wat al die verhale van nie net die Ou Testament nie, maar ook die Nuwe Testament aan mekaar verbind. En dit gaan hier oor die mens wat sonde kom doen het,
God wat in gesprek tree met die mens, of in 'n dialoog tree met die mens, God wat uitreik na die mens toe, die mens wat dan nog steeds nie luister nie, steeds sy eie wil, of haar eie wil volg, verval in sonde, die verkeerde goed doen, eintlik tot die dood veroordeel word, soos wat ons sien met Noag se verhaal, wanneer daar mense is wat doodgaan, en dan bring God weer herstel, dan kom God en hy herskep niet, hy maak niet, en hy gaan so ver in hierdie verhaal is om te sê, dit sal nooit weer gebeur nie. Wat so besonders is van hierdie boodskap is, dit kom uit in Genesis 1 en 2, ons sien dit ook gebeur met Kain en Abel, ook in Genesis 11 met die toring van Babel, maar ook weer in ander verhale van die Ou Testament, soos in die profete, waar die volk weer terugkeer, of met Moses, wanneer hulle weer die afgode kom aanbid, nadat God hulle verlos het uit Egipte uit. En keer op keer is dit God wat intree, en God se geregtigheid, en God se genade wat heers. En is hierin wat vir my vandag se boodskap besonders is, en spesifiek ook tot ons eie tyd. Hierdie boodskap herinner ons dat ons in 'n gebroke en sondige wêreld leef, en daar is niks mooi daaraan nie. Dis morsig, dis seer, maatjies is lelik mekaar, ons is lelik met mekaar, ons praat lelik van mekaar en ander, ons is selfsugtig, mens kan nou 'n klomp ander goed ook hierby opnoem. Maar die kern hiervan is dat Jesus gekom het om ons sonde te verlos. En dat God se geregtigheid en God se genadigheid vir ons deurdra uiteindelik om nuwe lewe te kan kry. Sodat wanneer ons dan nou sterf, dat ons nie die ewige dood kry nie, maar dat ons kan lewe. En daarin vind ons hoop, en dis ook wat hierdie storie kom sê, is daar's hoop na die chaos. Dit is nie net hierdie vir ewige dood, hierdie absolute vreemde omstandighede waarin ons leef nie. Omdat ons 6 stories oor bote is, wil ek met die volgende beeld afsluit, omdat dit ook samehangend is met die 5 ander stories wat ons gaan lees. En dit is a message in a bottle. 'n boodskap in 'n bottle. Ek het sommer vir my 'n bottel gaan kry by Westpac, maar julle kan gerus enige bottel gebruik wat julle in die huis dalk het. En ons gaan hierdie bottel gebruik, soos wat die seevaart manne en vroue dit gebruik het, om ons te herinner aan 'n boodskap. Nou, wat hulle in die seevaartyd gedoen het, was om te sê dat hierdie bottel, hulle 'n boodskap in die bottel gesit het, en hulle dan dit oorboord gegooi het, en dit nou rondgedryf het by die see, met die idee dat, as hulle in die moeilikheid was, dat iemand hulle sou kom help, of dat mense hulle nie sou vergeet nie, om te sê, ons is nog by die see. Maar hierdie bottel gaan ons bietjie andersom gebruik. Dis nie noodwendig ons boodskap nie, maar God se boodskap vir ons. En ek wil vra dat julle hierdie teksgedeelte van Levitikus 20 van vers 26 neerskryf op 'n stukkie papier. Ek het sommer hierso 'n stukkie papier gevat en dit dan binne in hierdie bottel sit. Die idee is dat jy dan hierdie bottel iewers sit langs jou bedkassie of in die badkamer miskien, waar jy dit elke dag sou kan sien. En dit jou sal herinner aan God se boodskap vir jou. Dat hierdie bottel God se message in 'n bottle vir ons dan nou sal wees. So sal hierdie teksgedeelte van Levitikus 20 ons herinner daaraan dat ons ook in God se heiligheid moet leef. Kom ons sluit af, dan bid ek vir julle die seën ook vir die week wat voorlê. Here, ons doen nie altyd wat reg is nie. Ons lewe in 'n sondige wêreld en ons leef nie altyd heilig nie. Ons kom vra dat U ons kom skoon was met Jesus se bloed en stuur asseblief die Heilige Gees om in ons harte te kom woon, sodat ons tot U wil kan leef, sodat ons kon heilig wees, soos wat U heilig is, volgens U geregtigheid en genade kan leef. Ek bid die seën oor elkeen wat luister en toe en vra dat U regtig by hulle sal wees,
Ek vra dit in U naam ter ere. Amen. Volg ons op Facebook en YouVersion by NG Kerk Newton Park om deel te word van die geloofsgemeenskap. Onthou om te like en te subscribe om op hoogte te bly van hierdie video's.